Goeiemôre broers en susters. Ek gaan gou seker maak dat ons hierdie ding reg opsit. Kan julle my duidelik hoor? Reg so. Daar agter, daar's 'n wils, julle hoor my. Dankie. Goed, ons wil graag net die volgende afkondigings van die kerkraad se kant af met julle deel. Kollekte is onder die diens vir barmhartigheid by die deure vir kerklike tydskrifte. Daar was geen katekisasie vanoggend na die erediens nie en dan sou ook geen aanddiens nie, maar ons nooi u wel uit vir 'n koppie koffie en tee na afloop van die erediens hierso by die kombuis. Welkom dan ook aan alle nuwe intrekkers en besoekers. As julle nuut is hierso of dalk net wil kennis maak, broer Freek Stoop sal julle hier voor by die preekstoel ontmoet. Broer Freek, net jou hand gou op. Daar's hy sal julle hier voor ontmoet. En dan dan kan ons net 'n lidmaat besonderhede vir hom invul. Dan die Alta, baie dankie vir die orgelspel. Daar so sê. Ons waardeer dit vreeslik baie wat instaan vir Suster Maritjie. En dan wil ek graag ook net meedeel, neem asseblief kennis dat ek hierdie komende week na Botswana reis. Ek gaan 'n babatjie gaan doop by lidmate daar in Botswana. So neem maar net kennis daarvan asseblief. Dis dan dit. Die eerste gelowiges het na Christus se opstanding mekaar gegroet op hierdie dag met: hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Kom ons sing dit ook as toetrede vanmôre. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Ons sing dit as toetrede vanmôre. Sing dit sittende 422. Kom ons sing saam die lof van die Here. Ons raak 'n oomblik stil voor ons Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam 'n loflied vir die Here, Skrifruiming 5:3 verse 1, 4 en 5. Verse 1, 4 en 5 en daarna bely ons ook saam ons geloof. Amen.
Ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof. As ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons verootmoedig onsself vanmôre weer voor die Here deur saam te luister na Eksodus 20, die wet van die Here, verse 1 tot 17. Nie waar die Here die riglyne gee vir gehoorsaamheid aan hom, die riglyne gee vir wat sy volk anders maak as die wêreld. En weer eens, soos ons al vir mekaar gesê het, Christus se koms, sy dood, sy lyding, sy opstanding uit die dood uit, het nie gekom om hierdie wet ongeldig te maak nie, maar om dit sy volle betekenis te gee. Omdat ons in Christus die vervulling van hierdie wet sien, beteken dit nie, dis die einde van die wet nie. Dit word juist dan nou 'n riglyn vir ons dankbaarheidslewe, om te sê, dis wat ons gaan anders maak as die res van die wêreld. Kom ons luister saam. Eksodus 20 vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, kom ons sing saam Psalm 31, daarvan die 2de en die 7de vers.
Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader. Ons dank U vir die voorreg om op hierdie Sondag weer in U teenwoordigheid bymekaar te kan kom. Sondag wat ons in elk geval bymekaar kom omdat ons gedenk dat U Seun Jesus Christus op hierdie dag opgestaan het uit die dood. Maar in die besonder waar ons dit vandag spesifiek ook vier. Opstandingssondag, die dag waarop ons koning en verlosser die dood, die sonde, die Satan finaal oorwin het. Waar die bevryding, die losmaking van die houvas van sonde en die Satan en die dood finaal gebreek is. Sodat almal wat in U is, almal wat in U glo, almal wat in U Seun Jesus Christus vashou, kan weet dat ons in lewe en in sterwe nie aan onsself nie, maar aan ons koning en verlosser Jesus Christus behoort. Hy wat ons vrygekoop het, hy wat ons losgemaak het, hy wat ons U kinders maak. Ons kom vanmôre in aanbidding voor U en ons erken en ons bely, o Here, daar is so baie dinge wat ons steeds van U vervreem. Sonde wat ons steeds aanhou doen. En dan dit waarvan ons ook gesing het, Here, is daar baie keer hierdie sameswering in ons gedagtes en ons harte, waar ons reken die offer van die Seun Jesus Christus is nie genoeg nie. Dat U ons vir hierdie daad nie kan vergewe nie. Genadige Vader, wil U in ons harte en ons gedagtes hierdie stemme stil maak. Mag die stem van U Seun Jesus Christus vanmôre, hy wat aan die kruis uitgeroep het, dis volbring. Hy wat opgestaan het uit die dood as oorwinnaar, mag sy stem deur die Heilige Gees helder in ons gedagtes opklink om te hoor: Jy is vergewe, gaan en sondig nie meer nie. Lei ons dan, Here, op hierdie pad van gehoorsaamheid. Lei ons op 'n pad waar ons meer en meer doen wat U van ons vra om te doen, dat ons meer en meer leef volgens dit wat U vir ons leer in U woord. Ons bid, Vader, dat U sal wegneem wat skeiding maak tussen U en ons, as ons ook net nou U woord oopslaan. Mag ons nie fokus op die aardse dinge nie, mag ons nie fokus op dinge wat dalk in ons harte en gedagtes aangaan nie, maar mag ons in hierdie oomblik alle fokus op U woord sit. En mag ons luister na dit wat U vir ons leer deur U woord. Bid, Here, dat U ook vir my die bedienaar van die woord sal laat wegraak op die preekstoel. Mag mense ook nie aan my vaskyk nie, maar mag hulle U woord hoor. Mag alles wat ons doen ook wys na ons koning en verlosser Jesus Christus. Ons bid, Vader, vir ons land. Vader, ons land is stikkend. Daar's baie dinge wat seer is, wat nie reg is nie. En ons vra, Here, dat U deur U genadige teenwoordigheid dit ook sal herstel. Ons weet, Here, dat geen politieke mag, geen regerder kan hierdie toestand verander of dit beter maak of dit meer aanvaarbaar maak nie. Ja, want ons is mense, ons is sondig, ons skiet tekort. Niemand van ons is in staat daartoe nie. En daarom al wat nodig is dat mense in U glo. Dat U harte transformeer en verander, sodat al meer en meer mense U ken, U liefhet en U navolg. Mag ons as gemeente ook ligtende ligte en soutende soute wees daar waar U ons geplaas het. Mag ons ook dit beter maak waar U ons laat werk. Mag ons getrou wees, mag ons gehoorsaam wees aan wie U van ons vra om te wees. Koningskinders, kinders van die koning.
mag ons hierdie eienskappe ook uitleef. Vader, as ons nou u woord oopmaak, bid ons neem weg wat skeiding maak tussen u en ons, Here, dat ons die woord hoor na die mening van u Gees. Dit bid ons om Christus ontwil alleen. Amen. Maar die oog op skriflesing en prediking, terwyl ons so sit, Psalm 2 vers 6, en daarna gaan ons saam lees uit Johannes 21 en 1 Petrus 1 uit. Ons lees vanmôre saam uit twee gedeeltes uit Johannes 21 vers 15 tot 19 en 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Luister saam na die woord van die Here. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles, u weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: volg my. Lees hiermee saam 1 Petrus 1 verse 3 tot 9. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe in sy groot ontferming, dat hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan, selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo,
al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. Dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Julle het reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. Ons fokusvers in Petrus 1 verse 3 en 4. Maar God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Paasfees vir Paasfees gaan verby. Vrydag tref die kruis ons harte, ons word oorweldig deur die lyding van Christus. En Sondag verheug ons onsself in die feit dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Die werk is voltooi, dit is verby. En dan Maandag. Maandag tref die realiteite van die lewe ons weer. Maandag is daar steeds mense wat sterf. Nog meer mense wat siek word. Die ekonomie is steeds in 'n afwaartse spiraal gedompel. Kinders word steeds mishandel. Moordenaars en skelms kom steeds weg met diefstal en moord en geweld. Seer van die lewe verdwyn nie op een of ander magiese manier op Maandag na Paasnaweek nie. So hoe moet ons as gelowiges dan kyk na die opstanding van Jesus? Wat was die doel van Jesus se opstanding en wat se impak het dit op my môre, Maandag? Dink die antwoord mag ons dalk verras? Want ek dink as ons vir 'n groep gelowiges sou vra, waarom het Jesus opgestaan uit die dood? Sal meeste van ons antwoord, sodat ons die ewige lewe kan hê. Daar ver in die toekoms. Dalk sodat ons God se kinders kan wees en dit wat ons versekering is dat dit wat saam met Jesus se opstanding kom, is inderdaad dat ons die lewe het, dat ons God se kinders gemaak is deur sy offer. Dit het inderdaad gebeur. Maar hoe troos dit die verpleegster wat haar vingers stomp werk tussen die een sieke na die volgende, of van die een terminale geval na die volgende? Hoe troos dit jou wat op Maandagmôre dalk steeds na 'n huis toe gaan wat leeg is van die een vir wie jy lief was? Hoe troos dit jou wat nog steeds in 'n huis van geweld vasgevang is? Vir die een wat nie weet of hulle oor 'n maand nog werk gaan hê of nie. Geliefdes, vanmôre luister ons saam na hoe ons erfenis uit die opstanding nie net 'n belofte is van toekomstige bevrediging nie, maar hoe hierdie toekomstige bevrediging wel ook 'n impak op ons hede het. Die opstanding van Jesus is nie beperk tot die verlede nie, dis nie net 'n belofte vir die toekoms nie. Dit het 'n impak hier en nou. Kom ons kyk saam na Jesus se opstanding en hoe dit ons hier en nou verander. Vertroos, vergewe en toerus. Ons begin deur te fokus op ons eerste teks wat ons gelees het, Johannes, waar Petrus die verloonaar vergewe word, verander word en versterk word. Petrus, soos ons almal weet, is 'n begaafde dienaar van die Here, 'n man wat vir 3 jaar aan Jesus se voete gesit het en by hom geleer het. En dit is juis hier aan Jesus se voete waar Petrus begin leer het om te verstaan dat hier iets soos 'n Maandag is na opstanding Sondag. Dat ons nie net altyd vasgevang bly in hierdie hoogtepunt en hierdie mooi geleentheid wat vandag is nie, maar dat daar altyd 'n volgende dag is. As ons bietjie ingrawe in die geskiedenis, dan sien ons daar's 'n paar gevalle wat vir Petrus voorberei hierop. In Matteus 16 lees ons Petrus bely: Jesus is die Christus, die Seun van God.
En Jesus antwoord hom: "Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, want dis nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy's Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou." Wat 'n hoogtepunt. Wat 'n voorreg dat jou koning en jou verlosser so iets oor jou sê. Ek ken die mense, ek ken myself. Ek weet as Jesus so iets vir my moes sê, dan sal 'n mens 'n bietjie breëbors rondloop. En dan is dit net hierna dat Jesus sê, ek gaan ly vir julle. En Petrus berusp hom nadat Jesus sy tyd van lyding aankondig. En Jesus antwoord hom dan van hierdie hoogtepunt van, jy's Petrus en op hierdie rots gaan ek my kerk bou. Dan antwoord Jesus hom, uit my pad uit Satan, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Van die hoogtepunt na hierdie absolute laagtepunt. Dink aan die gebeure met Jesus op die water. Die een oomblik loop hy saam met Jesus op die water, op die kruin van sy geloof, en die volgende oomblik sink hy weg in vertwyfeling in die golwe. Dis Maandag na opstanding Sondag. Die teleurstelling, die seer, die uitdagings wat dikwels volg op hierdie hoogtepunt belewenis van 'n naweek soos hierdie. Voorbereiding wat uiteindelik homself ook afspeel hier in Johannes 21 en 20 en 21. Jesus het opgestaan en Petrus is eerste by die graf om te bevestig wat Maria vir hulle kom vertel het. En dit is waar. Hy het waarlik opgestaan, waar dit vir almal en sekerlik vir Petrus ook 'n vreugdevolle oomblik is, beleef Petrus dit dalk effens van 'n soetsuur oomblik. Want ja, Jesus het opgestaan uit die dood, maar nou moet ek hom in die oë kyk nadat ek hom 3 keer verloon het. En hy het vir my gesê ek gaan dit doen en ek het gesê daar's nie 'n manier nie. Nou moet ek Jesus in die oë kyk. Aan die ander kant, wat dit erger maak, is dat Jesus 3 keer verskyn het voordat hy met Petrus praat in Johannes 21. Al 3 kere word Petrus se skaamte nie aangespreek nie. Thomas en Maria en die disippels word in hulle geloof versterk. Hy sien dit, hy beleef dit. Maar Petrus bly in hierdie toestand van selfverwyd en klein geloof en hoor hoe wonderlik was dit almal wat vir Jesus gesien het. Petrus sonder homself uiteindelik af. As ons tussen die lyne lees, sien ons 'n depressiewe Petrus, 'n man by wie die haan se kraai nog steeds in sy ore weer klink, wie se gewete hom aankla. En dan verskyn Jesus 'n laaste keer voor sy hemelvaart aan hierdie klein groepie disippels waar hulle vis vang. Nou as julle gewonder het hoe honger Petrus was daarvoor om met Jesus te praat. Wanneer Petrus vir Jesus op die strand sien, duik hy van die boot af in die water af in en hy swem om by Jesus uit te kom. En dan sit hulle hier rondom 'n vuurtjie en hulle eet 'n visie. En dan lees ons, dan draai Jesus na Petrus in hierdie omstandigheid. Dan draai Jesus na Petrus. En baie en intiem en persoonlik praat Jesus met Petrus en hy sê, Petrus, het jy my baie lief, soos ons dit in die vertaling lees, die oorspronklik die Grieks, het jy my agapai. Agapai, die Griekse woord vir selfopofferende liefde. Wat Jesus vir Petrus vra, in teenstelling met sy verloning, onthou, is Petrus, is jy bereid om jou lewe vir my te gee, omdat jy so lief is vir my? Het jy my agapai? En Petrus se antwoord, Here, ek het u filia. Filia, die Griekse woord vir broederlike liefde.
Ek is vir u lief soos 'n broer. Ek is nie bereid om my lewe vir u te gee nie. Nou hier is 'n gesprek waar daar genesing en herstel besig is om plaas te vind. So Jesus is op die man af as hy vir hom vra, het jy my agape? Is jy bereid om jou lewe vir my te gee? En Petrus sê, Here, ek is nog steeds nie. Ek besef dit nou. Ek was groot bek vroeër gewees, maar ek besef nou, ek kan nie. En dan gee Jesus hom 'n opdrag, laat my lammers waai. En dan vra hy hom weer, het jy my agape lief? En hy sê weer, Here, ek het philia. En dan sê hy weer, laat my skape waai. Petrus se gewete hou aan om hom aan te kla, sodat hy nie kan insien hoe dat hy in staat is om sy lewe vir Jesus op te offer nie. Hy kan nie sien hoe dat hy dit op hierdie oomblik doen nie. Hy het vroeër gedink hy kan, maar toe die haan die derde keer gekraai het, het hy besef hy kan nie, en hy kon dit nie vergeet nie, en daarom vra Jesus hom 3 keer. Het jy my lief? Petrus weet ook nou, beter as ooit van tevore, dat Jesus alles weet. En daarom breek dit hom wanneer Jesus die derde keer vir hom vra. En dan vra hy nie vir hom, Petrus, het jy my agape nie? Nee, hy sê vir hom, Petrus, het jy my philia? Is jy bereid, of is jy lief vir my soos 'n broer? En daarom lees ons hierdie woorde in Afrikaans so, hy het bedroef geword toe Jesus die derde keer hom vra, het jy my lief? Het jy my philia? Die feit dat Jesus hom die derde keer vra of hy hom lief het soos 'n broer, is te veel vir hom. En dan antwoord 'n bedroefde Petrus, u weet alles. U weet dat ek nie net soos 'n broer lief het. U weet dat dit is waar my hart op die oomblik is. U weet, dis waar ek staan in my geloof. En dan gee Jesus hom nog steeds dieselfde opdrag, laat my skape waai. Net omdat jy op hierdie stadium nie in staat is om jou lewe vir my te gee nie, beteken dit nie dat jy jou roeping om die evangelie uit te dra moet nalat nie. Beteken nie dat jy moet opgee nie, Petrus. Beteken nie dat jy nie 'n gelowige is nie, Petrus. Beteken dit nie dat ek nie meer in jou gawes belangstel nie, dat ek jou nie meer in my koninkryk wil gebruik nie. Dit is nie wat dit beteken nie. Daarom laat my skape waai. Hou aan om mense te leer wat ek julle geleer het. Hou aan om nuwe gelowiges te doop. Maak meer mense my disippels. Laat my skape waai, Petrus, want jy sal groei. En ek dink hierdie is die punt wat ons baie keer mis. Dikwels dink ons moet onmiddellik by agape wees, maar 'n baba wat gebore word, loop nie dadelik nie. En in die geloof het ons dikwels nodig om te groei na hierdie punt waar ons bereid is om ons lewe af te lê vir ons koning en verlosser. Jy sal groei, die Gees sal jou bystaan en jy sal op 'n punt kom waar jy jou lewe vir my sal aflê. Dis wat vers 19 bevestig wanneer ons lees dat Petrus Jesus met sy dood sou verheerlik. Nou Jesus vertroos, vergewe en versterk vir Petrus in sy geloof. Maandag, na opstanding Sondag, is aanvanklik 'n dag van verwyte en skaamte vir Petrus, maar word 'n dag waar vergifnis geskenk word. Wanneer Christus se opstanding openlik verklaar dat hy my in my sonde ken. Verstaan jy dit? Opstanding Sondag sê, hy staan op en hy het my lief en hy ken my in my sonde. Hoe kan hy dit doen? Omdat hy dit aan die kruis reeds gedra het. Hy ken my in my sonde. Hy weet elke krummel daarvan, want hy het God se toorn vir elke krummel daarvan gedra aan die kruis. En tog betaal hy daarvoor, ten spyte daarvan dat hy weet wie ek is. Betaal hy daarvoor. En word my skuld afgeskryf. Opstanding Sondag is 'n dag van herstel en groei, waar hoop persoonlik bedien word, ook aan my en jou. Met die seer van Maandag na Opstanding Sondag is dan juis 'n heenwysing na die wêreld se behoefte aan vergifnis in Christus. En 'n bevestiging dat ons dit ontvang het, maar dat ons dit ook moet deel. Wat in skaamte begin het, eindig in 'n herstelde verhouding.
Want as Christus nie opgestaan het nie, dan kon hy nie die verhouding tussen hom en Petrus herstel het nie. En dit is waarna Petrus ook in 1 Petrus 1 verwys as ons lees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons 'n nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Niemand verstaan hierdie nuwe lewe beter as Petrus nie. Die Petrus wat Jesus verloon het, is dood. Die Petrus wat Satan in die weg van Christus was, is dood. Die Petrus wat wegsink in die groot golwe, is dood. 'n Nuwe Petrus het aan Christus opgestaan, 'n nuwe lewe met 'n ewige bestemming. Hierdie woorde word egter ook in 'n spesifieke konteks geuiter. Petrus skryf hierdie omsendbrief aan die gemeentes in Klein-Asië, gemeentes wat as gevolg van hulle geloof onderdruk en vervolg word. Nuwe gelowiges, eerste geslag gelowiges, wat die ou en die nuwe lewe ook verstaan, wat besef hoe anders dit is om Christus na te volg in plaas van jou eie hart se begeertes. Dis hierdie jong gelowiges wat Petrus nou bemoedig. Noem dit die realiteit na Paasondag, van Paasmaandag, na Opstandingssondag. Jesus het gelewe, gesterf en hy het opgestaan uit die dood, dalk eerder, hy is deur die Vader opgewek uit die dood, maar sy opstanding het niks aan hulle fisiese toestand verander nie. Dit het dit dalk selfs nog vererger. Daar is nie vryheid nie, daar is vervolging. Die seer van die lewe is elke dag tasbaar, net soos die verwyte en die verwerping en die blaatante boeliegedrag van diegene wat nie hou van wat hulle glo nie. Die seer van die lewe is dalk selfs nog meer prominent in hulle lewe, in hulle nuwe lewe as wat dit was in hulle ou lewe, die lewe voor hulle Jesus geken het. Want dit is nie meer net siekte, armoede en sterfte nie, maar daar is nou ook veragting en verwerping deur gemeenskappe. So wat help Jesus se opstanding hulle nou regtig in hierdie tyd? Jesus is, soos Petrus die gelowiges later in 1 Petrus 2 vers 4 tot 5 noem, die Vader se uitverkore hoeksteen wat deur die mens verwerp is. Ja, selfs sy tuisdorp het hom met klippe gegooi. Of wou hom met klippe doodgooi. Die Seun van God ken sy hele lewe net vernedering en verwerping. Want hy is God en hy word mens. Dit al klaar is vernedering en verwerping. Die prys vir sy getroue navolging en gehoorsaamheid aan die Vader is dat hy met sy sterwe onmenslike lyding ervaar het. Bespot is en gespoeg is en verag is en gelaster is. Hy is gekruisig, 'n teken van God se vervloeking. Hy het God verlate tussen hemel en aarde gehang, om nie net deur die wêreld verstoot te word nie, maar ook deur die Vader verlaat te word. Ja, die straf vir 'n ganse mensdom se sonde op sy skouers. Maar 3 dae later word hierdie toneel handomkeer verander, waar Jesus se lewe die seer en die pyn van hierdie lewe beleef, dit uiteindelik aan die kruis en selfs aan die Vaderhand leer ken, bevestig die Vader nou sy seun deur hom uit die dood te laat opstaan. En deur sy opstanding wil die Vader vir my en vir jou 'n lewende hoop gee. 'n Hoop vir vandag. 'n Hoop vir die kere wanneer ons verwerp, alleen, bespot en verneder word of voel. Want sê Petrus, deur Jesus se opstanding leer ons om op God die Vader te vertrou, om in hom te glo. Dit is wat Petrus dan ook in 1 Petrus 1 vers 4 wil benadruk, dat ons in God die Vader kan glo deur Jesus Christus se opstanding. Jesus is opgewek sodat ons die Vader kan vertrou en in hom kan hoop. En dit is hoe die tekkie dan die teer tref, wanneer ek my lewe sien, reflekteer in Jesus se. Wanneer ek my swaar kry paai sien kruis met syne. Wanneer ek besef dat hy juis hierdie swaar kry deurstaan het, omdat hy alles in sy lewe ook aan die Vader opgedra het. Onthou, dis hoekom hy elke keer homself afsonder na die berg toe gaan en bid tot die Vader. Dan gee dit my hoop en vertroue
dat die Vader my ook sal deurdra deur dit waardeur ek nou gaan. Want die opgestane Here Jesus is 'n bewys daarvan. En dit gee my hoop vir hier en nou, dat die Here my dra soos hy ook beloof in Jesaja 43. Die Vader wek die Seun op en gee aan hom alle mag in die hemel en op die aarde. Hy word na sy lyding en vernedering verhef tot die hoogste eer. Hy doen dit sodat ek selfs wanneer my lewensverhaal 'n donker draai maak, kan besef dit is nie die einde nie. Want my hoop in die erfenis van die Vader en die Seun, wat die Vader en die Seun vir my nagelaat het, is nou reeds 'n realiteit. Die feit dat die Vader my dra, dat die Vader my sal ophef na hierdie tyd van beproewing, dat ek in die geloof groei en daarmee saam nader kom aan die Vader, dis 'n versekering wat ek nou het. Dis die lig aan die einde van die tonnel. En as ek my oë rig aan die einde van na die lig aan die as ek my oë rig op die lig in die opening van 'n oop graf, op Christus wat oorwin het, dan gee dit my hoop vir waar ek nou is. Dit gee my hoop omdat ek weet waarheen ek op pad is. Dat ek weet die kruis is nie die einde, die graf is nie die einde nie, die seer van hierdie lewe is nie die einde nie. Maandag na opstanding Sondag is daarom 'n dag waarop ek die realiteit van die opstanding eien. Vergifnis, verlossing en herstelde verhouding wat beteken dat ek die Vader kan vertrou. Die oop graf beteken dat ek maandag my deel van die lewe se ontberings kan dra in totale vertroue en afhanklikheid van die Vader se versorging wat tot die einde elke tree saam met my gee. Daarom geliefdes, kyk ek maandag vas, nie aan my depressiewe omstandighede waarin ek myself bevind nie, maar ek hou eerder vas aan die gevolge van Jesus se opstanding. Die opstanding van Christus is die versekering dat my en jou sonde vergewe is. Dan nou reeds. Dis 'n versekering dat jou en my verhouding met hom nou reeds herstel is. Dis nie iets wat nog moet gebeur nie, dis afgehandel. Dat ek my deel van die lewe se ontberings kan dra met die oog gerig op Christus wat die wedloop voor my geloop het. Met die vertroue in die Vader se versorging. Want hy het opgestaan en aan alle gelowiges die lewe gegee en saam met die lewe 'n hoop en 'n vertroue op die Vader dat hy sy kinders nooit sal verlaat nie, dat hy sy kinders sal verhef en verheerlik met sy wederkoms. Mag God ons deur sy Gees hiervan verseker, mag ons oog op hom gerig wees en mag dit in die middel van beproewende omstandighede ons vul met hoop en vreugde. Mag maandag na opstanding Sondag vir ons elkeen 'n bron wees van geloofsgroei. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, so dikwels hak ons vas. Die oomblik nadat ons die hoogtepunt van 'n geleentheid soos hierdie naweek waar ons die kruisiging en die opstanding van U Seun Jesus Christus vier. Hak ons die volgende dag vas wanneer die harde realiteite van die lewe ons baie keer tref. Dit is asof ons geloof in 'n boksie sit. Asof ons verhouding met U eenkant plaas op hierdie naweek en dit is waar ons verhouding met U het en dan as maandag kom, dan ontstel alles ons so dat die vrede wat alle verstand te bowe gaan ons harte en gedagtes verlaat. Moet ons vaskyk in dit wat rondom ons gebeur. Here, wil U ons vertroos en versterk met die realiteit van die opstanding van U Seun Jesus Christus. Sodat ons in ons ontberings nog steeds hierdie hoop sal dra, dat ons dit nou reeds sal leef en sal wys, sodat ons soos daardie voeltjie wat in die middel van 'n donderstorm sit en sing, sal uitstaan, dat die wêreld sal sê, maar hoe is dit moontlik dat die lof van die Here besing word in die middel van beproewende omstandighede soos hierdie?
Here, mag ons getrou wees in ons navolging van U. En mag ons op Maandag na Opstanding Sondag steeds U getroue kinders wees en mag ons U steeds getrou volg. Dit bid ons om Jesus Christus ontwil alleen. Amen. Die geleentheid vir ons kollektes. Ons gaan antwoord op die skriflesing en die prediking met die Paastriomf waar ons sing: Wie sal ons van die skuldstraf vry van Christus en sy liefde skei? Verdrukking, vervolgingsnag, benoudheid wat vir ons hier nog wag, honger, naaktheid, gevaar, die swaard van die geweldenaar. As skape word ons nou geag, klaar vir die mes wat ons wil slag. En dan hou ons vas in die opstanding van Christus, maar nee, ons sal oorwinnaars bly deur hom vir wie ons leef en ly. Ja, ek weet gewis, geen lewe of dood, geen engele mag bo menslik groot, geen skepsel in die skepping wyd, geen ding in tyd of ewigheid. Niks kan ons van God se liefde skei wat ewig vas in Christus bly. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.